Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons lees saam uit die woord van die Here uit Matteus 26 van vers 1 tot 16 en ons lees die Afrikaans. Toe Jesus al sy redevoerings voltooi het, het hy vir sy disippels gesê: Julle is bewus daarvan dat die Pasga oor 2 dae plaasvind en dat die Seun van die Mens oorgelewer gaan word om gekruisig te word. In daardie tyd het die leierpriesters en die familiehoofde van die volk in die amptswoning van die hoëpriester met die naam Kajafas vergader. Hulle het saam planne beraam om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie tydens die fees nie, sodat daar nie 'n oproer onder die volk ontstaan nie. Toe Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse was, het 'n vrou na hom gekom met 'n albasterfles baie kosbare reukolie en dit oor sy kop uitgegiet terwyl hy vir ete aangeleen het. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig en vra: Waarom hierdie verkwisting? 'n Mens kon dit vir baie geld verkoop het wat aan die armes gegee kon word. Toe Jesus het merk, sê hy vir hulle: Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het immers 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Toe sy hierdie reukolie oor my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Amen, ek sê vir julle, waar in die hele wêreld ook al hierdie evangelie verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het. Toe het een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die leierpriesters gegaan en gesê: Wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer? Hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. Van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker en goed om hier saam met julle te wees, soos wat ons nuwe reeks afskop, getiteld Kruispad. En ek moet sê, my hart, ek wil amper sê ek voel dors daarvoor. Want nie net gaan ons tyd spandeer in die Gospels nie, die evangelie, spesifiek die evangelie van Matteus, nie net gaan ons daar tyd spandeer nie, en ons het lanklaas daar tyd spandeer, maar ons gaan ook 'n bietjie tyd spandeer by Jesus. Dit is altyd goed vir my. Maar ons gaan nie net bloot tyd spandeer by Jesus nie, ons gaan tyd spandeer by, ek wil amper sê, die hart van die evangelies, by Jesus se kruispad. Letterlik, soos wat hy op pad is kruis toe, dis waar ons gaan wees vir die volgende paar weke. Maar wat ons ook gaan sien in die reeks is nie net dat Jesus op pad is kruis toe nie, ons gaan sien dat soos wat Jesus openbaar wat met hom gaan gebeur, is daar 'n klomp karakters in die storie wat hierdie koning teekom wat gaan doodgaan. En ons gaan kyk na hulle reaksies. En ons gaan sien dat hulle amper by hulle eie kruispad staan met die vraag, wat gaan ek doen met hierdie redder wat gaan doodgaan? Gaan ek hom aanhou volg? Of gaan ek van hierdie skip afspring? En ons gaan baie spesifiek meer daarna kyk vanoggend. Dit gaan ryk wees, dit gaan opbouend wees vir ons harte, en ek is opgewonde om dit te mag afskop vanoggend. Kom ons bid, en vra ons dat die Here ons sal seën, soos ons sy God se woord oopmaak. Almagtige God, hierdie is u woord, en u kan dit en wil dit aan ons openbaar. Ek wil bid dat die Gees hier teenwoordig sal wees op 'n spesiale manier om met ons te praat, en om ons te ontmoet waar ons elkeen is. Ek wil bid dat die Gees my sal krag gee om woorde uit te hou wat uitgehou word, en woorde by te voeg wat bygevoeg moet word, sodat u woord opreg en deeglik en met krag gepreek sal word. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil julle net soos wat ons afskop terugvat na die medieval age toe. Na 'n wêreld van King Arthur and the Knights of the Round Table. Ek het gaan soek vir 'n tipe belofte wat 'n knight aan 'n koning sou maak in die medieval age. Hier is min of meer 'n tradisionele oath of loyalty, wat 'n knight sou kniebuig voor 'n koning en hy sou hierdie woorde gebeloof het aan sy koning. 'n Oath of loyalty, 'n eed. Kyk saam met my.
Hier sê die knight vir sy koning, I do solemnly swear, upon my honor and by my life to serve you, my sovereign Lord, with loyalty, courage, and a steadfast heart. I shall defend your kingdom, protect your name, obey your commands without hesitation or fear. Your enemies shall be my enemies. Your cause shall be my cause, and your honor my sacred duty. So long as I draw breath, I pledge my sword, my strength, and my life to you. Until death or the end of days, this I swear by my word and my soul. Dit is nogals kragtig, daai woorde. Dit is kragtig want die woorde kommunikeer totale toewyding. En nie net is hierdie woorde ekstreem loyaal nie, maar daar's 'n mate van ek gee om vir hierdie koning. Ek wil my lewe gee. Obeying your commands without hesitation. Al beteken dit ek gaan dood without hesitation. As long as I draw my breath, my lewe is joune. Ek gee om vir jou, ek wil beklei vir jou, ek's lief vir jou. Totale toewyding. Ek begin hier, want in ons storie word Jesus gesalf as koning. Ek gaan nou meer daaroor sê, maar die vrou met haar alabaster fles, sy kommunikeer, sy kom soos 'n knight, sy kom en val neer voor Jesus en sy kommunikeer iets aan ons van totale toewyding. Jesus is daar weg van sy kruisiging af en hier is die vraag wat die teks wil beantwoord. Hoe lyk radikale toewyding teenoor Jesus? Hoe lyk radikale toewyding teenoor Jesus? Die storie gaan hierdie vraag vir ons mooi inkleer. Ons begin met net so 'n bietjie konteks. Die eerste ding wat ons moet kyk is nie in ons teks nie, maar dis alles wat voor ons teks gebeur. Ek gaan nie baie tyd hier spandeer nie, maar daar's 'n baie belangrike tematiese punt wat Matteus baie graag wil hê ons nie moet mis nie. En dit is, hy probeer al van hoofstuk 1 af vir ons oortuig, Jesus is koning. Jesus is koning. Dis letterlik die eerste ding wat hy sê in Matteus 1:1. Hy sê, hierdie is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. So net soos enige koning word, gewoonlik is dit so met konings, Matteus sê, hierdie Jesus is die klein seun van Dawid. Die een wie die belofte gekry het van 'n troon wat nooit sal ophou nie. Hierdie koning is hy. Hy gaan nooit ophou regeer nie. Hy gaan nooit ophou regeer nie. Ek het nie tyd om na al die versies te kyk nie, maar dat oral in Matteus se storie spesifiek oor en oor, hierdie is die seun van Dawid. Is hierdie die seun van Dawid? Seun van Dawid. En die punt is, wanneer ons na ons storie toe kom, en daar kom 'n vrou wat hom salf, dit is 'n Ou Testamentiese ding. Konings word gesalf met die duurste en die belangrikste van parfuum. Hierdie was die norm vir konings en wanneer dit gebeur met Jesus hier, dan trek Matteus 'n baie belangrike tema deur om vir ons te sê, ja, hierdie Jesus is koning en hy is die koning wat gaan verheers vir altyd. Maar daar's 'n probleem. Dit is 'n baie groot probleem. Kyk gou op julle blaadjies na vers 2. Nou Jesus 'n klomp dinge bespreek het met sy disippels, herinner hy hulle aan iets wat hy al 'n paar keer gesê het, maar dis nou naby, dis nou ernstig en hulle moet dit nou hoor. Vers 2. Julle is bewus daarvan dat die Pasga oor 2 dae plaasvind en dat die seun van die mens oorgelewer gaan word om gekruisig te word. Oor 2 dae. In vers 3 word dit bevestig, soos ons lees, dat die godsdienstige leiers juis op daai oomblik besig is om te beplan hoe hulle Jesus gaan doodmaak. Dis die probleem. Die probleem is, watse tipe koning gaan dood? Die Israeliete verwag 'n koning wat die juk van die Romeine gaan afgooi. 'n Militêre heerser wat met swaard in hand sy vyande gaan verslaan en 'n era van vrede en voorspoed gaan vestig vir Israel. Sy disippels verwag om aan sy regter en linkerhand te sit met rykdom en roem in 'n nuwe era van Israel se voorspoed.
Ek dink so 'n bietjie aan Trump. Sy slogan was Make America Great Again. Dit maak sin. Volg my en jou lewe gaan great wees. Dis wat die Israeliete verwag. Maak my lewe great. Ons sukkel, ons wil nie meer onder die Romeine wees nie. Konings heers, hulle oorwin. Wat ook al konings doen, hulle moet nie doodgaan nie. En hulle moet verseker nie doodgaan op 'n kruis nie. Nie net was die kruis die wreedste moontlike dood nie, maar dit was die vernederendste moontlike dood. En dis hierdie afkondiging wat ons bring na ons storie toe. Dis hierdie probleem wat ons storie afskop. Jesus is koning, maar hy is duidelik nie soos enige aardse koning nie. Dis Jesus se afkondiging in vers 2 oor sy dood, wat 'n hele reeks reaksies uitloods uit die karakters in hierdie storie. En hierdie reaksies is ons preek vandag. Daar's 2 reaksies wat vanaf Jesus se afkondiging dat hy gaan doodgaan. Daar's 2, die vrou voor die disippels en Judas voor die godsdienstige leiers. Die vrou voor die disippels en Judas voor die godsdienstige leiers. Daai 2 reaksies. Ons begin met die eerste ene, die vrou voor die disippels. Jesus maak bekend, hy gaan oor 2 dae doodgemaak word, en dan net daarna kom 'n vrou. Net 'n vrou, geen naam nie. Matteus gee nie haar naam nie, want hy wil hê die fokus moet wees op wat sy nou gaan doen. Haar dade nou gaan veel belangriker wees as haar identiteit. Hierdie vrou kom en sy vat 'n klein fles met vreeslike duur parfuum in en sy breek dit. En sy gooi dit uit oor Jesus. Sy breek die alabaster fles, want dis al hoe 'n mens in daai tyd kosbare parfuum kon stoor. Dis 'n one-time use vir die belangrikste van geleenthede. En soos wat sy dit doen, eer sy hom. Sy eer Jesus in haar lewe, sy gee vir hom die hoogste moontlike plek, sy eer hom met die hoogste eer. Sy sê, hierdie Jesus is koning, hy's letterlik koning van my lewe. Hy's letterlik die koning, maar hy is koning van my lewe. Sy salf hom soos Ou Testament konings gesalf was. Een skrywer sê die parfuum was moontlik 'n familie-erfstuk. Solank soos wat hierdie parfuum geseël was, sou dit baie lank tyd kon hou. En die waarde van hierdie parfuum was van so 'n aard dat dit vir hierdie familie 'n vorm van finansiële sekuriteit was. As dinge moeilik gaan, hierdie is ons rainy day fund. Kyk, dis hoe baie geld hierdie parfuum was. Maar weer eens, sy neem dit, sy breek dit oop, dis totaal en al, dis daaruit, jy kan dit nie terugvat nie. Sy gee dit alles, sy neem dit en sy gooi die hele ding uit oor Jesus. Ons weet dat hierdie parfuum rofweg 300 denarius werd was. Dis basies in ons moderne tyd die middelklas se jaar se salaris. Vat 'n middelklas persoon sy hele jaar se salaris sonder uitgawes, is min of meer wat hierdie ouetjie werd was. Baie geld. In vers 8 en 9 lees ons dat die disippels ontsteld was. Hulle fluister vir mekaar, hierdie is 'n mors. Hierdie is verkwisting. Hulle sê in Engels, why this waste? Ons kon baie armes gehelp het met hierdie geld. Hierdie vrou. Ek kan dink hoe hulle sou gereageer het. En tot 'n mate toe is hulle reg. Jesus kon maklik weer 5000 mense gevoer het met hierdie geld en ons het nog geld oorgebly het. Maar Jesus sê, nee, stop net gou, julle mis die punt. Julle mis die punt. Kom ons lees net gou weer vers 10 tot 13. Kyk gou saam met my vers 10 tot 13. Why do you trouble this woman? Ek lees die Engels van hoor hierso, hierdie is baie mooi woorde, mooier as die Afrikaans. For she has done a beautiful thing to me. You'll always have the poor, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Wat gaan hier aan? Wat is so mooi, dat wat hierdie vrou gedoen het, gaan vir altyd onthou word?
Wanneer ook al enigiemand hierdie stuk lees, gaan hulle van haar lees. Hoekom? Wat is so mooi aan wat sy gedoen het? D.A. Carson, 'n top teoloog en professor, hy noem dit extravagant, unqualified devotion. Sy gee alles. Dis wat dit jy so mooi maak. Sy gee alles en wat dit mooi maak is sy bedoel dit. Sy bedoel dit kom uit haar hart uit. Dis egte liefde. Die prentjie is soveel meer as net 'n vrou wat iets uitgooi oor Jesus. Die prentjie, Paulus gebruik soortgelyke taal. Hy praat van my lewe is besig om uitgegiet te word as 'n drankoffer. Dis wat hierdie vrou sien, dis wat Jesus sien in hierdie vrou. Dis haar lewe is besig soos 'n drankoffer om uitgegiet te word. Sy gee alles. Vroeër in Matteus lees ons hoe Jesus ons probeer leer oor ons aardse skatte. En in Matteus 6:19 lees ons die volgende. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break and steal. En kyk spesifiek na vers 21. For where your treasure is, there your heart will also be. Waar is jou skat? Dis waar jou hart is. En vir die vrou was dit Jesus. Jesus was haar skat en hy was haar hele hart. Hy was meer kosbaar as enige hoeveelheid geld. Hy was meer kosbaar en meer betroubaar as enige rainy day fund. Hy was waardig van haar beste en haar alles. Hy was haar koning. En wat sy hier doen is sy lê 'n eed neer. Sy sê ek gee jou alles. Amper soos wat ons mee begin het. Jesus is self so kosbaar. Kyk hier. Sy is bereid om iets te doen wat die kritiek van ander uitnooi oor haar. Hulle sê, die disippels sê, wat doen sy? Wat doen sy? Hulle kyk neer op haar. Why this waste? Sy gee nie om wat hulle dink nie. Sy nooi kritiek oor haar. So, sy gee nie om nie. Sy gaan hierdie ding doen. Why this waste? Ek het nogals gedink, waar in my lewe sien ek 'n area waar my liefde my dryf om so bietjie over the top te wees, bietjie morsig te wees. En ek het dadelik gedink aan my kind. My hart wil hom bederf. Natuurlik, ek so lief vir my kind, ek wil hom bederf. En dis ek moet myself keer, maar ek kan nie my ouma en my oupa keer nie, of sy ouma en oupa keer nie. Wie keer 'n ouma en oupa van om morsig liefdevol te wees teenoor 'n kind? Hulle wil net bederf. Sweeties op sweeties, speelgoed op speelgoed. Ouma en oupa weet hoe om morsig te wees met hulle liefde. Laasweek het my ma vir Joshua ons seentjie uitgevat en dit was een van daai Joshie, jy kan enigiets in die hele winkel koop, een van daai. Ek sê, Joshie, PlayStation, buddy, go. Dit het nie gewerk nie. Dit het nie gewerk nie. Nee, my kind kan nie genoeg kry van rugbyballe nie. En so hy het reguit gegaan na die mooiste rugbybal toe en hy het vir hom nog 'n rugbybal gekoop. Okay? Hy het 5 by die huis en hier kom nog een. Die hele ding, alles daarvan is net liefde. Dis liefde. Dis nie dat die armes nie belangrik is nie, dis liefde. Ek is lief vir hom. Die vrou is lief vir Jesus. Dit help my om iets te verstaan van wat hier aangaan. Ander mense sê dalk dis 'n mos, dis 'n waste. Maar nee. Jesus verdedig die vrou. En Jesus, soos wat sy disippels kyk na wat aangaan in hierdie storie, probeer Jesus vir ons en vir hulle sê niks wat jy vir my doen met hierdie tipe hart van liefde is gemors nie. Hoekom nie? Want wat sy hier doen is 'n baie mooi en diep vorm van aanbidding wat ons meer van nodig het in ons lewens. Die punt is, daar's soveel goed, as ek net dink aan ons lewens, daar's soveel goed wat ons harte regtig wil doen vir Jesus. Ons wil dit doen, dis in ons hart, dis opreg. Maar dan kom daai gedagte, wat gaan ander van my dink? Nee, dis te veel,
En dan wat gebeur is, daai gedagtes maak opregte aanbidding wat mooi is vir die Here, dit maak dit dood. Dalk is dit om meer uitgesproke te wees oor jou geloof by jou werk, om jou pelle, om familie, want Jesus is dit waardig. Dalk is dit om baie meer geld te gee vir Jesus en sy koninkryk as wat enige beleggingsfirma gaan sê wys is. Want Jesus is dit waardig. Dalk is dit om soveel van jou tyd te gee vir die kerk of vir iemand wat moeilik is. Dit voel elke dag asof dit 'n radikale opoffering is van jou tyd en jou hart. Want Jesus is koning en hy is dit waardig. Dalk is dit om iets te gehoorsaam wat geensins van jou peers, niemand doen dit om jou nie. Niemand doen dit om jou nie. Om nie by daai girl in te trek nie. Om te wag vir hulle om te trou en daar's so baie sulke voorbeelde van gehoorsaamheid. Dalk is dit. Want Jesus is dit waardig en hy is my koning. Dalk is dit, hier is dalk 'n simpel voorbeeld. So vergeef my vir hierdie ene. Maar dalk is dit om jou hande op te steek en met volle bors jou koning te aanbid. Want Jesus is dit waardig. Ek sê glad nie deur hierdie voorbeeld te gebruik, almal moet hulle hande in die lug opsteek om werklik te aanbid nie. Dis nie wat ek sê nie. Die Here hy sien deur alles. En ons aanbidding gaan veel dieper as net om ons hande in die lug op te steek. Dis nie wat ek probeer sê nie. Maar ek het al daai gevoel gehad van ek wil my hande opsteek, want ek voel ek wil my koning loof en aanbid met my hele bors en dan dink ek, maar wat gaan ander van my dink of ek kry 'n bietjie skaam en dan hou ek dit terug. As jy so voel, hoor asseblief. Iets wat Christendom radikaal anders maak as enige ander geloof in die wêreld, is dat ons 'n lewendige verhouding het met 'n lewendige God wat lief is vir ons. En soos wat ons hom aanbid, raak ons radikaal lief vir hom en die natuurlike opregte beweging van ons harte is om ons liggame te wil gebruik in aanbidding. Soos jy daai persoon is, hoor, dit is mooi. Dit is mooi om Jesus so te aanbid. Natuurlik lyk ons aanbidding anders vir elke persoon. Elke persoon aanbid die Here anders. Ja, hierdie ding irriteer my. Is alles oukei? Dink hy's oukei? In elk geval. Dit is reg en dit is mooi. Ek dink wanneer dit kom by ons aanbidding van Jesus in al die fasette van ons lewens, dink ek die Here wil hê ons moet elkeen hierdie hoor. Jesus wil vir ons elkeen sê, dankie. Dankie. Ek ons probeer weer. Ek dink wat ek probeer sê is in elke faset van ons lewens is daar areas waar ons radikaal Jesus kan aanbid. En die Here wil in hierdie storie vir sy disippels sê, hy wil hê almal moet hoor, you have done a beautiful thing. Die laaste ding wat ek onder hierdie punt wil noem is iets wat my regtig verstom het van hierdie vrou. En dit is dat sy hierdie doen in die lig van Jesus se dood. Sien julle, sy salf hom as koning, maar Jesus bring dit terug na sy dood toe. Vers 12, sy salf my vir my begrafnis. In hierdie mooi oomblik, laat Jesus dit nie gaan nie. Nee, ek is dalk koning van jou lewe, maar ek laat dit nie gaan nie. Ek is die koning wat gaan doodgaan. En hier is die ding wat my verbaas. Jesus kondig sy dood af, en dit is Jesus se dood wat die vrou dryf tot meer toewyding, nie minder toewyding nie. As jy daaraan dink, hy is vir haar koning, of hy lewe of hy doodgaan. Sy vertrou en sy volg hom ongeag die verskriklike nuus dat hy gaan doodgaan. As ek dink aan wat ware toewyding is, dan is dit nie om te bly vertrou te midde die goeie tye nie. Almal kan 'n oorwinnaar volg. Maar dit is om te bly vertrou te midde die slegte tye. En dis wat hierdie vrou doen.
Almal kan 'n oorwinnaar volg, maar net jou geliefdes staan jou by wanneer dit sleg gaan. Ligpunt, as ek dink aan ons lewens voor Jesus en die paadjie wat ons moet stap, dan wil ek vir jou sê om 'n disipel van Jesus te wees. Dit is op tye een van die moeilikste goed wat jy kan doen. Vir hierdie presiese rede. Want daar kom, soos wat daar 'n afkondiging van Jesus se dood val op hierdie vrou se hart, daar kom in ons, soos wat ons Jesus volg, kom daar oor ons pad baie geleenthede, baie tye, baie kere waar dit lyk asof God geen beheer het nie. Dit lyk en voel asof hy ver weg is, dit lyk asof hy heeltemal verloor. En dan, juist dan, moet ons toegewyd bly. Ons moet nader beweeg aan Jesus. Ons moet soos hierdie vrou hom aanhou salf as koning van ons lewens, al verstaan ons nie waar hy is of hoe hy hierdie ding gaan uitwerk nie. Want die waarheid is, sy het nie geweet, Jesus gaan weer opstaan uit die dood uit nie. Dis wat my verstom. Sy het hom so vertrou, sy het nie geweet, Jesus gaan wen aan die einde van die dag nie. Maar ons doen. Ons weet hoe die storie eindig. Hy het oorwin, hy gaan oorwin, en so waar ook al jy is, met wat ook al jy mee sit, bly toegewyd, bly sit by sy voete. Vertrou hom, hy gaan oorwin en hy het oorwin. Ons kyk na hierdie vrou en ons sien in haar dat sy 'n voorbeeld is vir Jesus se eie disippels en vir elke disipel van wat 'n ware disipel is. Dis wat vers 13 beteken. Truly I say to you, wherever the gospel is preached in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. Waar ook al die goeie nuus uitgaan om gepreek te word, gaan hierdie vrou onthou word en dien as 'n voorbeeld vir ons almal van ware disipel wees. Ek noem hoe sy reageer teenoor Jesus se dood, want nie almal het so gereageer nie. Die tipe koning wat Jesus gaan wees, sy dood wat hy hier afkondig het presies die teenoorgestelde effek gehad op Judas. Ons het nou net gekyk na die vrou voor die disippels, kyk gou saam met my in hierdie tweede punt na Judas voor die godsdienstige leiers. Hy reageer presies die teenoorgestelde. As ons net gou vir 'n oomblik terug staan en ons kyk bietjie van ver af na hierdie storie, wat jy sal sien is dat hierdie storie saamgestel is, dis soos meesterlik saamgestel. Dis geïnspireer deur die Heilige Gees 100%. Dis net te goed geskryf. Want kyk gou hier. Ons staan net gou bietjie terug en wat ons sien is, boop alles anders wat hierdie storie so ryk maak, sien ons nog hierdie ding ook. Daar's twee bewegings wat plaasvind in ons storie. Sien julle dat in ons storie beweeg die vrou van 'n plek af waar sy buite Jesus se kring van disippels is. Gekritiseer deur Jesus se eie disippels. En sy beweeg vanaf daai plek af na 'n plek toe waar sy deur Jesus verhef word as 'n voorbeeld van die perfekte disipel. Beter as die 12. Sy gaan van buitekant af nie net na die middel toe nie, na die middel toe op. Sy sê kyk vir hierdie vrou. In elke plek waar die evangelie gepreek word, hierdie vrou. Dis die een beweging, maar kyk nou na die tweede beweging. Presies die teenoorgestelde gebeur met Judas. Ons storie het begin in vers 3 met die godsdienstige leiers wat besig is om Jesus se dood te beplan. En Judas, hy begin in die middel. Hy is naby aan Jesus. Hy is in die kring van die 12, so naby aan Jesus soos enigiemand kan wees. Maar hy eindig op in vers 15, so ver aan die buitekant, so ver weg van Jesus af, hy eindig op met die godsdienstige leiers en hy is besig om saam met hulle Jesus se dood te beplan. Hy vra hulle, hoeveel geld sal julle my gee om Jesus oor te handig? En boop dit, lees ons dat die godsdienstige leiers in vers 3, hulle wil nie Jesus nou doodmaak nie, want hulle gee te veel om wat al die mense van hulle dink. Okay, aansien, wat gaan hulle van my dink? En Judas is so meer besorg oor geld, en beide hierdie goed, aansien en geld, is so belangrik, hulle gee nie eers om wat hulle besig is om 'n moord te beplan nie. Nee, wat die mense van ons dink en geld. Hierdie twee goed, geld en aansien, is presies wat die vrou nou net opgeoffer het.
Sy het nou net haar beste gegee en sy het die disippels se kritiek oor haar uitgenooi. Sy het nou net nee gesê vir aansien en roem en geld. Judas word gesien in die storie, soos wat hy uitbeweeg, as presies die tipe disipel wat niemand behoort te wees nie. Die een wat net daar was vir wat hy uit dit uit kon kry. En toe hy sien, hy gaan dit nie kry nie, toe spring hy skip en gaan kry dit iewers anders. Sy was die toegewyde, hy was die verraaier. Ons gaan volgende week nog verder oor Judas praat, maar vir nou dink ek die boodskap is duidelik vir ons. Judas in ons storie, hy is ons kruispad karakter. En wat ek bedoel is, Judas word gekonfronteer met Jesus soos hy op pad is kruis toe en dit los hom met 'n keuse, 'n kruispad. Judas sien in hierdie Jesus dat hy nie is wie hy gedink het hy is nie. Hierdie is nie die Jesus wie ek gedink het jy is nie. Wat gaan jy doen, Judas? Hy is nie die aardse koning wat gaan oorwin om vir jou rykdom, geld en aansien, roem te gee in die oë van die wêreld nie. Die hele storie probeer sê 'n ware disipel gee rykdom weg en doen dit wat juis kritiek van ander uitnooi. Alles vir Jesus. Nie want ek wil gered word nie, want ek is lief vir hom en ek is reeds gered. Ek is agter hierdie ou. Ek gaan my lewe gee vir jou. Ek is totaal en al toegewyd. Hy is die tipe koning wat jou gaan vra om jou kruis op te tel en om dood te gaan vir die wêreld en dood te gaan vir aardse rykdom en om dood te gaan vir aardse roem. Dis die tipe koning wat hy gaan wees. Judas, jy staan voor 'n kruispad. Wat gaan jy doen? Anders as enige aardse koning en anders selfs as die eed wat ek mee begin het, die belofte, die oath of loyalty. Jesus vra nie eers sy disippels om die swaard op te tel sodat hy namens hulle kan gaan sodat hulle namens hom kan gaan beklei nie. Soos dis wat konings doen. Gee my jou lewe en dan gaan dood vir my. Dis wat konings doen. Jesus is nie daai tipe koning nie. Hy is die tipe koning vol deernis, vol liefde. Hy reg deur sy bediening gaan ontmoet hy met die onwaarskynlikste van mense. Hy gee genade vir mense wat dit die minste verdien. Hy spandeer tyd met die siekes want niemand wil met hulle tyd spandeer nie. En boop alles is hy die tipe koning wat alleen oorlog toe gaan vir ons. Hy stuur ons nie uit in die oorlog nie, hy sê ek gaan beklei vir julle. Hy gaan oorlog toe en hy gaan alleen oorlog toe. En Jesus, veel erger as enige aardse vyand wat ons moontlik kan teen beklei, Jesus beklei teen Satan, teen sonde en teen die dood. En tot vandag toe, Ligpunt, tot vandag toe staan hemel en aarde, engele en demone, Satan self, alles en almal staan verstom dat Jesus daai dag oorwin het. Nie deur mag nie. Hy het oorwin deur dood te gaan. Jesus vra sy disippels, en hierdie is belangrik. Jesus vra sy disippels, vertrou julle dat julle ook gaan oorwin, maar nie deur mag nie. Nie deur roem nie, nie deur aansien of rykdom nie, ook nie deur fisies julle swaarde op te tel nie. Julle gaan nie so wen nie. Die wêreld probeer al vir jare so wen, hulle wen nie. Jesus vra sy disippels om hom te vertrou, dat hulle ook gaan oorwin, deur hulle lewens neer te lê en deur toegewyd te bly aan hom. Dis nie dat die armes nie saak maak nie. Dis dat Jesus probeer sê, die belangrikste ding wat 'n disipel het, is liefde vir my. Alles wat ons doen in ons lewens vloei uit daai plek uit, om toegewyd te bly aan Jesus, ons redder. Al beteken dit ons verloor in die oë van die wêreld. Judas, wat gaan jy doen met hierdie Jesus? Sien julle Judas se kruispad? Judas, kies jy hierdie koning? Kies jy Jesus vir wie hy regtig is? Die koning wat in baie opsigte jou lewe moeiliker maak in hierdie wêreld, nie makliker nie. Die koning van die nou pad, nie die breë pad nie.
Ligpunte, ek kan nie vir julle sê hoeveel mense daar is in kerke vandag, reg oor Pretoria, reg oor ons land, reg oor die wêreld. Hoeveel mense daar is in kerke wat presies in Judas se skoene is nie. Mense wat net nie heeltemal verstaan wie Jesus regtig is en wat hy regtig van hulle af verwag nie. Dit is nie net bloot die feit dat Jesus verwag ons moet elke deel van ons lewens vir hom lewe nie. Dit is nie net dit nie. Dit is ook dat mense dink God is daar om hulle agenda te dien en om hulle de drome te realiseer en Jesus is een of ander genie wat ek vryf en hy moet vir my alles gee wat ek soek. En dan, soos dit gebeur, kom pyn en lyding en dit stel ons valse teologie bloot. Sodra dit lyk in ons lewens asof God verloor, asof God nie meer daar is om my te dien nie, asof hy swak is, want ek kry nie die perfekte lewe op aarde wat ek so versmag nie, dan spring ons almal skip. En ons gaan soek 'n ander redder op 'n ander plek. Ons word vandag gevra, wil ons hierdie Jesus volg? Dit is belangrik, of ons nou gered is of nie, is 'n belangrike herinnering vir elke disipel om weer die werklike Jesus van die Bybel teë te kom en te sê, ek volg hom. Ek volg hom. Ons weet wat kies Judas, nê? So hy is ons kruispad disipel, maar ons weet wat hy kies. Ons weet wat hy kies en daar's eintlik maar ook 'n les vir ons daarin, nê? Daar is niemand in die hele wye wêreld wat al dood gegaan het met geld en roem en bly was daaroor nie. Geld en roem lei tot spyt en verlies. Kyk na sy lewe, dit is sy lewe. Sy lewe is een van, ek is dood met 30 stukke goud in my sak. Want geld kan jou net help tot op 'n punt en veral vandag word jy vinnig vergeet. Ligpunt, alles wat die wêreld najaag, alles waarop ons lewe hier en vandag, alles waarop ons lewens bou, gaan kom tot niks. Van julle sal weet, ek hou nogals van 'n bordspeletjie. Ek lekker om boardgames te speel en ek hou ook baie van wen. En as ek dit nou selfs moet sê, ek wen genoeg. Ek wen genoeg. Maar iets wat my elke nou en dan vang, iets wat my regtig tref, na ure se uitpak en na ure se speel en na al die dice wat gerol is en al die kaarte wat gespeel is, na ure se speel, aan die einde van die dag pak ons alles weg. Alles word weggepak en die wen word vinnig vergeet. En so gaan dit wees. As jy wen hier en nou, daar kom 'n dag waar Jesus hierdie bordspeletjie gaan wegpak. Alles, gaan alles terug in die boks sit en ons gaan daarvan vergeet as 'n snaakse, slegte droom. En al wen jy hier en nou, jy kan die grootste verloder wees. Al wen jy die bordspeletjie, jy kan die grootste verloder wees van almal. Maar wat Jesus se koninkryk so mind-blowing maak, is die feit dat as jy hier verloor, is jy sy grootste wenner. Hy sê, vertrou my. Bly toegewyd aan my, volg my, of dit goed gaan of sleg gaan, volg my. Of dit moeilik is om te verstaan wat ek van jou verwag, of jy nie altyd verstaan hoekom jy hierdie goeders moet doen nie, volg my. Ek is lief vir jou, ek het die beste pad vir jou moontlik gekies. En dit gaan nie sin maak in die oë van die wêreld nie. Ek sê weer, ons weet wat Judas gekies het. En hier is die goeie nuus. Hierdie is dus werklike goeie nuus. Dit maak nie saak waar ons harte is, of wat ons moontlik gekies het, of wie ons gedink het Jesus was nie, maak nie saak wie ons nou is, soos wat ons hier so sit en hierdie woorde ontvang nie. Die goeie nuus is, as dit een ding is van Jesus, as er een ding is wat waar is van hom, is dit. Hy is genadig en sy arms is oop vir jou. As jy vanoggend vir die eerste keer
hoor wie Jesus regtig is, en jy voel vir die eerste keer, jy moet weer toegewyd kom word, weer 'n belofte kom neerlê, weer 'n gebed kom bid om hierdie Jesus te volg, dan wag hy vir jou. Met oop arms wat jou wil vergewe. Kom net, kom bely. Jesus se opoffering. Jesus se opoffering aan die kruis is 'n radikale, extravagant, unqualified devotion van sy lewe vir ons. Hy is die vrou. Net tot op die uiterste. Hy het letterlik sy lewe uitgetap vir jou. Hy het letterlik sy laaste asem gegee, sodat jou sonde, selfs die ergste van sondes, kan vergewe word. Dis ons koning. Kom na hom toe, ontvang radikale toewyding. Kom ontvang dit. En stap die pad agter hom aan, die werklike pad, agter die werklike koning wat wen deur te verloor. En ek sê weer, dit is nie dat die armes nie belangrik is nie. Daar's baie goed wat ons wil doen en wens ons kan doen, maar Jesus sê in hierdie storie, begin by my, begin deur 'n liefde te kweek vir my, want die res vloei van daar af. Maar dan weet ek weet daar's ook van ons wat hierso sit, en ons voel soos die disippels. Dink gou hoe die disippels moes gevoel het. Die disippels, hulle stap al vir 3 jaar met Jesus. En hier kom 'n vrou en hulle sit daar na 'n plek en sê vir haar wat sy doen, en hier kom 'n vrou en Jesus sê nee. Julle is verkeerd. Hier kom 'n vrou en sy wys vir hulle hoe oppervlakkig hulle geloof eintlik is. Ek het so 'n bietjie skaam gekry, en ek dink dis wat die disippels gevoel het. Ek kry so 'n bietjie skaam. Ons kry so 'n bietjie skaam, want ons stap al heel rukkie agter Jesus aan, en ons is glad nie so toegewyd aan hom soos wat ons behoort te wees nie. Vir almal wat so voel, natuurlik, is daar ook vergifnis vir ons. En ek nooi jou uit, as daar iets is waarvoor jy moet jammer sê jammer, dis goed en dis reg, en hy is altyd reg om te vergewe. Dalk het ons vergeet waaroor dit gaan. Dalk het ons bietjie koud geraak. Maar hier is die goeie nuus vir ons. As jy skaam voel, soos die disippels, soos ek gevoel het toe ek deur hierdie gewerk het, hier is die goeie nuus vir ons. Jesus is toegewyd en hy bly toegewyd teenoor ons, al sukkel ons om toegewyd te bly teenoor hom. Toe ek voorberei het vir hierdie, het ek iets gesien in Matteus wat ek nooit vroeër van tevore opgelet het nie. Ek het gesien Jesus se woorde aan sy disippels. Matteus 4 vers 19. Hierdie is interessant. Jesus sê hierso vir sy disippels, "Follow me and I will make you fishers of men." Hier is wat my getref het. Jesus sê nie, wees fishers of men nie. Wat sê hy? I will make you fishers of men. I will make you. Ligpunt, die goeie nuus vir ons is dat hy, wat 'n goeie werk in jou begin het, hy gaan daai werk voltooi. Filippense hoofstuk 1 vers 6, hy gaan daai werk voltooi. Hy is toegewyd in jou. En as jy glo, as jy my nie glo dat hy toegewyd gaan bly in jou nie, kyk na die lewe van die disippels. Hierdie ouens wat hier staan met hulle hande in hulle mond, skaam oor hoe oppervlakkig hulle toewyding is, hierdie is die ouens wat later letterlik hulle lewens opoffer vir die evangelie. Meeste van die ouens gaan dood vir Jesus, nê? Want die Here het toegebly gewyd teenoor hulle, al was hulle nie altyd toegewyd aan hom nie. Dis die Jesus wat ons dien. Ek het nogals baie gesê vanoggend, so ek kom tot 'n einde, en ek wil kom tot 'n einde deur eintlik net te vra dat ons 'n oomblik sal vat. Dink vir 'n oomblik, waar is jy? Ons kort partykeer 'n oomblik net om te dink, maar wie is ek in hierdie storie? Vat 'n oomblik, en na 'n oomblik van stilte gaan ek 'n gebed bid. Dis 'n gebed wat ek gevat het van die oath wat ons mee begin het, en ek het daai oath, ek gaan oorskryf in 'n gebed, 'n oath, a promise to our suffering king, 'n gebed vir die koning wat gaan doodgaan.
En dan gaan ek daai gebed bid, en ek wil hê julle moet saam met my daai gebed lees, soos wat ek dit oor ons bid, en wat ook al gedeelte daarvan jou hart tref, bid dit. Bid dit. En kom ons wees weer toegewyd aan ons Here Jesus, wat alles vir ons opgeoffer het. Vat 'n oomblik, dink waar jy is, en dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. A prayer of loyalty to our suffering King. Jesus Christ, my King and my Savior, I do not swear by my own strength or success, but by your grace that pardons me. You alone are worthy of my devotion, and to you I give my life. I will follow you, not only in victory, but through suffering, trusting in your wisdom even when I do not understand. Your truth and your way are my foundation, and your gospel my highest cause. I will bear my cross daily, rejecting fame and fortune, following to the best of my ability the narrow path you have set before me. Though my own heart may falter, I believe that you will cling to me, and that your faithfulness, because your faithfulness knows no end. This is my hope. I pray not in my name, but in the name above all names, in the name of the one before whom all will bow the knee, Jesus Christ, my King. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.